gaan sing Psalm 23, daarvan die 3 verse waarin ons dan bely dat God ons herder is, dat hy ons versorg en lei. Ons gaan die eerste vers sing, of die tweede vers, is ek soos 'n skaap in doodsgevare, wat in die velde as 'n prooi van wolwe gaan, en moet ek in die doodsdal diep en donker, van alle hulp ontbloot in my alleenheid staan, dan nog ken ek geen doodsvrees of verskrikking, omdat die staf my troos is en verkwikking. En dan sing ons ook vers 3, die Here wat hulle wat aan hom behoort, wat hy lei en bewaar, ook vir hulle 'n feesmaal voorberei vir hom. Psalm 23 vers 1, 2 en 3, en daarna gaan ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, dit is tot U wat 'n toevlug is in nood, 'n rots, wat altyd vas bly staan, tot wie ons op hierdie dag wil kom en U ook bid, Here, om met ons te wees, U wat ons geleer het in die woord dat U die goeie herder is, dat hulle wat aan U behoort, dat U verlos het, dat hulle
deur hulle lewe versorg en wat hulle lei, wat hulle roep, en dat hulle u stem ken en na u stem luister, en dat hulle u volg. Die wat ons leer, dat selfs wanneer ons deur 'n dal van doodskade weer moet gaan, dat ons ook mag weet, dat u stok en u staf ons vertroos, dat u ons nooit los nie, dat ons mag weet, dat daar skade weer is, omdat daar aan die ander kant van die dal, omdat daar lig is. By u is daar lig, by u is daar lewe, die wat ons versorg op ons lewenspad. U neem ons ook by u in heerlikheid, sodat ons ook kan aansit aan die tafel. Ons dankie dat ons u woord mag hê, dat ons ook daarin u vertroosting mag soek vir ons, Vader, en waar ons na u stem moet luister, daaraan gehoor moet gee, is ons gebed dat u en deur die Heilige Gees in ons sal werk, en dat u sal gee dat ons ook dit, waarmee u ons vertroos, die woorde, dat ons dit ter harte sal neem, dat ons dit ook sal glo, en dat ons daardeur ook vertroos mag word. Ons bid dit nie omdat ons enigiets verdien nie. Ons bid dit op grond van die verdienste van die Seun Jesus Christus. Amen. Ons gaan Psalm 91 saam sing, Psalm 91, van die eerste vers, wat ons sing van hulle wat hulle toevlug tot God neem, die toevlug neem en vang uit, die skuil by die Alhoë, hy word beskadu en beskut deur God, sy alvermoë. En dan ook die bede, o Heer, my rots op wie ek bou, my is my die beste, my toevlug waar ek stil vertrou, in nood, my veilige veste, en dan ook die 8ste vers, sing ons waarin die Here sê dat hy beskerm, dat hy lei na die hoogtes, waar hy eerkraans berei het, die mense leeftyd vlug en kort, verleng ek uit genade, sodat hy 'n bly aanskouer word van al my reddingsdade. Psalm 91 vers 1 en vers 8. Oh,
ons uit die Here se woord uitlees. Gedeelte wat die familie gevra het, waaruit hulle ons teks wat ons vandag moet lees, waaruit ons so troos soek, Spreuke 31, Spreuke 31 dan daar van vers 10 af. Wie sal 'n deersame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Sy sorg vir wol en vlas, en sy werk met gewillige hande. Sy is soos die skeper van 'n handelaar, van ver af bring sy haar brood in. En sy staan op as dit nog nag is, en gee voedsel aan haar huisgesin, en die bestemde deel aan haar diensmeisies. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit. Van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arms stewig. Sy voel dat haar wins goed is, en die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vas. Sy draai haar handpalm uit na die ellendige en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Sy maak vir haarself dekens, haar tabbert is van fyn linne en purper. Haar man is bekend in die poorte as sy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak hemde en verkoop dit en gordels lewer sy aan die handelaars. Sterkte en eer is haar kleed en sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrigting is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Gee haar van die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poorte. Ek gaan vir ons weer vers 30 lees, die woorde daar, 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Ons lees tot daartoe uit die Here se woord. Probeer dit verklaar wat met ons gebeur, dit wat ons deurgaan, dit wat ons beleef. Ons wil insig in dit alles hê, ons wil die lewe verstaan. En om daaruit sin te maak, bestudeer ons die skepping en doen ons navorsing en soek ons insig in die wetenskap. Die skepping, wat ons daaruit leer, is beperk. Om werklik sin van die lewe te maak, het jy meer as net die skepping nodig. Jy het ook die skepper nodig. Dit wat ons van God kan weet, dit wat hy van onsself aan ons bekend maak, het ons nodig om die lewe te verstaan. Sonder God maak die lewe nie sin nie, en dis dit, soos die prediker sê, met 'n gejaag na wind, dit kom tot niks nie. Dis te vergeefs. Predikerboek wat soos die Spreukeboek wysheidsliteratuur is, wat ons wysheid leer, wat ons leer oor die sin van die lewe. Sonder God begin jou lewe met jou ontvangenis en geboorte en eindig dit met jou sterwe. Sonder God is daar niks meer nie, geen verskil tussen jou lewe en die lewe van 'n kat, of 'n skaap, of 'n voël, of 'n vlieg nie. Jy word gebore
jy word groot, jy word oud, en jy gaan dood. Leeg, sonder enige groter doel, sonder troos, sonder hoop. Vergeefs, gejaag na wind, sê die prediker, wanneer hy kyk na die lewe onder die son, die lewe net hier. Dit wat ons met ons sintuie waarneem. Maar dan maak die prediker dit ook baie duidelik dat dit nie al is nie. Dat daar meer is as net die lewe onder die son. Meer is net dit wat ons met ons sintuie kan waarneem. Daar is ook baie wat as ware agter die skerms gebeur. Dat God daar is, dat daar 'n hemel en 'n hel is, 'n leerskare van engele, dat daar buite die fisiese ook die geestelike is, dat die mens nie net liggaam is nie, maar liggaam en siel, liggaam en gees. Dit is meer as dit wat ons met ons liggaamlike oë kan sien. Daar is ook soveel wat ons met die oë van die geloof kan sien. Dit is daardie meer as net dit wat ons met ons gewone oë kan sien, wat sin aan die lewe gee. God gee aan ons lewe sin. Dit sien ons ook in die wysheidsliteratuur wat ons in die Spreukeboek leer. Die boek wil aan ons wysheid leer. Van die begin van die boek af, in hoofstuk 1 vers 7 sien ons dat daar die wysheid alles te doen het met die vrees van die Here. Die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Lees ons daar in die begin van die boek en dan aan die einde van die boek in ons teks sluit die boek ook daarmee af. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Vrees van die Here gee die deurslag vir of jy wysheid het, of jy dit nie het nie. Wat beteken dit om die Here te vrees? Beteken dit dat ek vir hom bang is, dat ek van hom af wil weghardloop? Die 83 vertaling het vrees vertaal met dien. Kennis begin met die dien van die Here, 'n vrou wat die Here dien. Die 2020 vertaling het vrees vertaal met ontzag. Ontzag vir die Here is die begin van kennis. 'n Vrou wat vir die Here ontzag het, sy moet geprys word. Die vrees van die Here sluit in dat jy die Here dien, maar dit sluit ook jou ingesteldheid en jou houding in, dat jy die Here dien met ontzag, dat jy geweldig baie respek vir hom het. Die vrees van die Here bedoel nie dat jy van God af probeer wegkom nie, maar eerder dat jy soveel agting vir hom het, dat jy nie sonder hom wil wees nie. Dit is nie soos die vrees wat 'n kind wat stout was vir sy pa laat wegkruip nie. Hier is die agting en die respek van die kind wat naby sy pa wil wees. Daar die agting en respek wat die kind na sy pa toe laat hardloop. As jy wysheid wil hê, dan moet jy begin met die vrees vir die Here, met respek, met agting vir God, met onderwerping aan hom, met diens aan God, met 'n naby verhouding met God. En saam met die agting vir God gaan ook die agting vir God se woord, sy wet, sy voorskrifte, sy bepalings. Die wysheidsliteratuur van die Spreukeboek waarin ons baie praktiese voorskrifte kry oor wat ons moet doen en wat ons nie moet doen nie, word al daardie voorskrifte begrond in die vrees van die Here. Dis die beginsel waaruit die praktiese voorskrifte voortvloei. Hier in Spreuke 31 is dit ook nie anders nie. Ons lees hier van 'n deegsame vrou wat baie mooi eienskappe het en wat baie goeie dinge doen.
Hoe hierdie vrou is en wat sy doen, word vir ons in 'n gedig neergeskryf, 'n alfabetgedig. 'n Alfabetgedig is een waarin elke versreël begin met 'n volgende letter van die Hebreëse alfabet. Die Hebreëse alfabet het 22 letters en daarom dat hierdie gedig 22 versreëls het. Jy sal sien die 3353 vertaling, daarin is dit kursief gedruk met woorde van die alfabet in die begin van elke versreël. Alef, Beit, Gimel, Dalet en dan gaan dit tot by Taf. As ons dit wat hierdie deegsame vrou doen kan saamvat, kan ons sê dat dit te maak het met haar huwelik, haar huisgesin, haar hande en haar mond. Wat haar huwelik betref, die hart van haar man vertrou op haar. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit. Haar man noem haar gelukkig, hy prys haar. Sy vervul haar rol in die huwelik, sy is vir haar man 'n helper, maar ons soos wat God dit bedoel het. Wat haar huisgesin betref, sy staan op as dit nog nag is, gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na en die brood van luiheid eet sy nie. Haar seuns tree op. Hulle noem haar gelukkig. Dis van haar huwelik, van haar huisgesin, van haar hande lees ons baie. Sy sorg vir wol en vlas en sy werk met gewillige hande. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit. Van die vrug van haar hande plant sy wingerd. Sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vas. Sy brei haar handpalms uit na die ellendige. Sy steek haar hande uit na die behoeftige. Nie net werk sy met haar hande nie, maar sy gee ook, sy bewys naaste liefde met haar hande. Dan lees ons van haar mond. Sy lag oor die dag wat kom. Pas by haar hoop en moed vir die toekoms. Sy lewe met 'n blye verwagting. Dan sien ons ook, haar mond maak sy ook met wysheid. En vriendelike onderrig is op haar tong. Een van die vertalings sê dit, liefdevolle onderrig is op haar tong. Sy self is wys, sy deel daardie wysheid ook op 'n vriendelike of 'n liefdevolle manier uit. Soveel kinders getuig van die liefdevolle onderrig van hul ma's. Haar huwelik, haar huisgesin, haar hande, haar mond. En dan word daar ook nog 'n paar ander dinge gesê van wat hierdie deegsame vrou doen. Dit alles maak dat jy haar bewonder. In vers 30 vind ons die begronding waarom hierdie deegsame vrou dit alles doen. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Al die mooi wat van haar gesê kan word, kom van daar af, dis omdat sy die Here vrees. Dat haar huwelik is wat dit is, haar huisgesin, haar hande, haar mond. Haar vrees vir die Here is as ware die fontein waaruit dit alles uitkom, waar die water borrel uit en loop oor, en dit het al die heerlike vrugte in haar lewe tot gevolg. As sy die Here vrees, dis die belangrikste, die deurslaggewende, wat in hierdie gedeelte na vore kom. Sy vrees die Here. Hoe gebeur dit? Dat iemand die Here vrees. En ons kom nie met onsself daartoe nie. Van nature vrees ons
nie die Here nie, het ons geen agting vir hom nie, wil ons hom ook nie dien nie. Na ons val in sonde, soek ons God nie, maar vlug ons van hom af weg. Ons het nie ontzag vir God nie. Ons is in opstand teen hom. Ons soek die sin van die lewe in alle ander dinge, behalwe in God en in sy woord. Dis nie wysheid nie, maar dwaasheid wat ons lewens kenmerk. Weet jy, ons vrees die Here, omdat hy eerste met ons bemoeienis gemaak het. Die Hebreëse woord wat hier met Here vertaal is die verbondsnaam van God. Dis omdat God van sy kant af na ons uitgereik het, omdat hy na ons afgebuk het, omdat hy met ons sy verbond opgerig het, omdat hy in 'n verbondsverhouding met ons getree het. En God het dit nie gedoen omdat ons so lieflik is nie, maar omdat hy liefde is. Daarom het hy sy seun in hierdie wêreld ingestuur, ons opstand en minagting van God, ons dwaasheid, het Jesus op hom geneem, hy die straf gedra wat ons verdien het, sodat hy ons verlos uit die slawerny, die onderwerping aan die duiwel, toe hy ons met sy bloed gekoop het. Sy Gees werk in ons die geloof in God, kinderlike vrees vir die Here. As jy die Here vrees, is dit nie danksy jouself nie, dit is danksy God se liefde en sy genade, danksy die verlossingswerk van sy seun, danksy die lewegewende werk van sy Gees in jou. As jy die Here vrees, is dit danksy die wysheid van God. Hierdie gedeelte van die jeugsaame vrou was vir Tannie Hester baie kosbaar gewees. En sy het ook 'n teks gekies het, omdat die beskrywing julle aan haar laat dink. En haar optrede het julle en ook almal wat haar geken het, soveel gesien van die vrou van Spreuke 31, waaroor ons haar kan bewonder. En tog is dit uiteindelik dit wat sy gedoen het wat ons troos nie, maar dit wat hy gedoen het, wat God gedoen het. Is te dank aan God se werk vir haar, in haar, dat sy geloof in Jesus Christus gehad het, dat sy die Here gevrees het, omdat sy die Here gevrees het sy ook in die krag van sy Gees die vrugte voortgebring waarvan ons vandag kan getuig. En daarom is daar ook vir ons troos, ook waar ons daar sien agteruit gaan het, sien het hoe dat haar liggaam afgetakel is, daarom dat ons kan sê dat haar lyding verby is. Nie omdat sy opgehou bestaan het nie omdat daar geen verdere verwagting is vir haar nie, maar omdat sy by die Here, vir wie sy vrees, mag leef. In ewigheid mag leef. Dis die wysheid wat die Here ons gee, waarmee ons as sy kinders mag lewe, waarmee ons mag sterwe. Jesus sê dat hy gekom het sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed, dit is die evangelie. Maar mag die Here wat aan hom 'n deegsame vrou gegee het, mag hy hom ook met sy wysheid sy evangelie vertroos en hom elke dag dra. Mag die Here aan ons almal sy wysheid gee. Amen. Kom ons bid saam.
Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons mag weet dat dit wat ons met ons gewone oë sien nie alles wat daar is nie. Ons dankie dat die Here Gees in ons die geloof gee, geloofsmoed gee om te weet dat U daar is, dat U beskik oor ons lewens, dat U oor ons ontferm het, en ons genade bewys het, omdat U liefde is, dat U ons opgesoek het toe ons die vyande was, dat U U Seun in hierdie wêreld ingestuur het, om ons van die verderf te verlos. Vader, ons bid U dat U sal gee dat ons dit van harte sal glo, dat ons daarom ook glo, dat waar ons soveel vrugte in aan die Ester se lewe gesien het, dat dit was, omdat U haar verlos het, dat U ook aan haar die geloof gegee het, daarom dat sy U gevrees het, en daarom dat sy ook by U mag leef. Help ons Vader om ons lewens te leef in die vrees, terwyl ons vir die agting het, die respekteer, terwyl ons by U wil wees, agslaan op die woord, op die bepalings wat U aan ons gee. Help ons sodat daar ook uit ons lewens getuienis kan uitgaan van U werk vir ons en U werk in ons. Ons bid Vader dat U met U Marie sal wees, dat U ons sal vertroos, dat U ons sal dra, sy lewenspad verder. Gee elke dag die versekering dat U by hom is. Ons bid ook vir die kinders en die kleinkinders, elkeen wat aan die Ester se dierbaar is. Ons bid Here dat U sal gee dat ons U werke sal raak sien en dat ons U sal dank. Dit ons in Jesus se naam. Amen. Van Filippense 1 sin, soos dit bereid is in skrifbereiding 3:4, daarvan die eerste vers en ook die 5de vers. Eerste vers, die Christus is my lewe. As die Here Jesus jou lewe is, dan is die sterwe vir jou wins. In lewe en in sterwe is ek aan U gewy. En dan ook die 5de vers, U is my hoogste vreugde. Aan U is ek gewy, in lewe en in sterwe, sal U steeds by my bly. Ons gaan daardie woorde sing, vers 1 en vers 5, en dan gaan ons in ons plekke inneem.
draers by die graf was. Ouwoed Wolfhard, wat in Esther se broer is, André Wolfhard, haar broer, Rian Weyers, haar seun, Johan Weyers, seun, Ruben Weyers, kleinseun, en Ulrich Weyers, kleinseun. Dan wil ek geleentheid gee vir Rian, om te dank te doen. Goeiemôre almal. Ek wil eers net graag begin deur my pa se eerste sin van sy bedaging te lees. Pa het gevra of ons sê, ons Here ons Hemelse Vader vir 'n eggenoot, moeder, ouma en vriende. Baie dankie aan almal wat na my se begrafnis toe gekom het. En ma se lewe te vier, dat ons moet ma se lewe vier, so 'n wonderlike lewe gelei. En my dood sê vir julle het almal van haar liefde gevoel. Dankie aan elkeen wat hier was vandag. Johan Stefans te bring vir die diens in sy meelewe, as ook sy vrou Elmarie en Renée wat gehelp het met die voorbereidings. En die susters vir al die werk vir die gereedmaak van die kerk. En eetgoed en koffie en tee na die diens. Die hoorliste Katrien Klopper wat so mooi begeleid, baie dankie Katrien. Die gereformeerde kerk Laurel Park by kerk en fasiliteite beskikbaar gestel het. Baie dankie aan ouderling Hendrik. Ouderling Hendrik goed te sien vir jou besoeke. Dankie baie dankie vir Hendrik. Die gereformeerde kerk Laurel Park, Kloppers, by die kerk en fasiliteite beskikbaar gestel het. Daar het ek baie dankie aan almal wat pa besoek het en vir almal se boodskap wat telefoon oproepe en hulle gebede. Moria Oorthuis, waar is hulle wonderlike mense, Erika, Janinda, baie dankie vir julle graad vriendelikheid, julle en julle personeel. Ek gaan nie almal by die naam noem, maar die hele loop van julle was absoluut ongelooflik en ek so mooi na ma en pa gekyk, baie dankie daarvoor. Daar is Tannie Annelies, my waar sit ek? Daar sit ek. Baie dankie vir Tannie se liefde en vriendskap met my ma. Ek het die mooiste foto gesien waar Tannie Annelies en my ma saam met die bed slaap en dan die ou hande vas want hulle was dood verloor gewees. Adrienne Snyman, Adrienne, waar is jy? Baie dankie dat jy altyd bereid is om te help vir die liefde wat jy my ouers bewys het. Dan wil ek net dankie sê vir dokter, ek onthou sy naam gespreek, Dr. Varavia en Dr. Tooi en hulle personeel wat uit hulle pad het gegaan het om na almal te kyk. Ook die personeel van Paaien Hospitaal wat ma behandel het en so mooi daar gekyk het hoe ma oorlede is. Christa Edwards, baie dankie vir, en ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir livestream is nie, en ek weet ook nie wat die Afrikaanse woord is vir beautiful slideshow is nie, maar dit is prachtig, baie dankie. GBA begrafnisdienste, Napstebeer en Brendan van die Lever, en die manier wat hulle allemaal sy liggaam hanteer het, en ons daar die tyd hanteer het met die grootste liefde en respect, en vir al hulle moeite en relings. Ook van L.E. Funerals, Johan wat vandag ons geassisteer het by die graf, rituele bestelling en al hulle moeite ook. Dankie aan my vrou Susan, sy sit hier heel voor vir al die lekker eetgoed wat jy gemaak het. André Pijper, waar sit jy André? Daar is hy. André Pijper en Erika, is ek reg? Elsie, baie dankie jy was so mooi na my pa gekyk het, dat André eendag die hele dag saam met my pa by die dokter gewag. Ons is oprecht dankbaar vir julle vriendskap met my ouers ook.
gehad het en wat haar lewe ryker gemaak het. En dan wil ek net 'n eerste gebed vir almal gee, dis in Engels. En die gebed sê, may the road rise up to meet you. May the wind be always at your back. May the sunshine warm upon your face, the rain fall soft upon your fields. And until we meet again, may God hold you in the palm of his hand. Dan het ons net 'n paar briefies van die kinders en van die kleinkinders af. En onder die kinders tel ons vaders. En Elise het al die plat van, ek moes gesê, dit is dalk net gesê vir almal wat van ver af kom, en Elise het van baie ver af gekom. Waar's Ryan net van die Kaap af gekom. Baie dankie vir almal wat die moeite gedoen het om hier naartoe te kom. Groot waardering daarvoor. Dan wil ek net graag begin, liefste ma, Esther Henrietta Weyers, vrou, ma, ouma en vriendin. Ouma is gebore 17 November 1943, sy is oorlede 24 Julie 2026. Ons wil ons Skepper dank dat my ma so lank vir ons gespaar was. Dankie dat pa so mooi na ma gekyk het, dat vir haar lief was en vir haar altyd omgegee en dat pa altyd opgepas het tot aan die einde. Vandag vier ons ma se lewe. Dit maak my hart bly om almal hier te sien wat ons om respek vertoon teenoor ons moeder. Dankie Here dat U vir ons so wonderlike ma gegee het en dat sy ons van U geleer het. Ma se geloof was onbreekbaar. Ma was onvoorwaardelik lief vir ons. Ons geleer het dat as jy nie iets goed van iemand kan sê, jy om liewers niks te sê. My ma het baie in die lewe geleer. En een ding wat ek nooit sal vergeet nie, is dat sy altyd gesê het, hard work gets rewarded. 'n raakvat pynlike netjiese ma wat ons altyd deur 'n ring kon trek. Die oë wat geblink het as sy net die woord droomhuis gehoor het. Dankie dat ma so lief was vir pa en vir ons. Dankie vir jou liefde wat soveel mense geraak het. Dan word gesê dat 'n mens 2 keer sterf. Die eerste keer as jy afsterwe en die tweede keer as mense ophou met jou te praat. Praat asseblief vir my ma. En hier aan nalatenskap asseblief. En dan, daar is geen afwesigheid as jy haar onthou. Ons sal baie van ma praat en al die liefde bederf ons afsigtigheid en ma se liefde vir die mooi dinge in die lewe. My ma het altyd gesê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Ons sal vir pa oppas as ma vir pa oppas het. Ons sal haar hande, haar stem en die waardes wat sy vir ons gegee het uitleef. Ma, dit daar, op waarde is voorbij en ons sal jou altyd lief hê. Gaan we best doen. Lieve mama, vandaag neem ik ons afscheid van een ongelooflijke vrouw, onze mama, oma, vriendin en papa zijn geliefde vrouw. Mama, je was ons steunpionier in Barcelona en ons veilig gehouden. Na lang skooldag het ons altyd uitgesien na jou warme welkom by die huis. Jou kos en lekker gebakkies was gemaak met liefde en dit sal altyd deel wees van ons kosbaarste herinneringe. Vir ons kinders was jy 'n ouma en oudste akker. Jy het hulle met jou hele hart lief gehad, altyd hulle omgesien en nooit nagelaat om te bel wanneer ons van hulle siek was nie. Jou liefde en belangstelling het hulle veilig en geliefd laat voel. Jy het 'n gawe gehad om eenvoudige dinge in die lewe te geniet. Jy het geniet om saam met familie en vriende om die tafel te sit, lekker te eet, te lag en herinnering te maak. Vir my was jy 'n vriendin, 'n tannie. Vir baie was jy 'n vriendin, 'n tannie, 'n ouma. Vir papa was jy 'n liefdevolle vrou en 'n getroue lewensmaat. En voor alles was jy vir sy wonderlike voorbeeld. Wat dit beteken om 'n Christen te wees. Saam met papa het julle vir ons geleer om die Here lief te hê,
stel. Daardie geloof is een van die grootste geskenke wat julle vir ons kon gee, en daarvoor sal ons julle altyd dankbaar wees. Ons is dankbaar vir elke oomblik wat ons saam met julle kon deurbring. Jy, Papa, het ons altyd ondersteun, selfs wanneer ons foute gemaak het en verkeerde besluite geneem het. Julle liefde was onvoorwaardelik en ons het altyd geweet ons kon huis toe kom. Ons kinders was bevoorreg om soveel tyd saam met julle deur te bring. Hulle het 'n oupa en ouma gehad wat hulle met baie liefde oorlaai het en saam met ons het ons herinneringe gemaak wat niemand ooit van ons kan wegneem. Ons het die voorreg gehad om saam met julle deur Europa te reis en wonderlike tyd saam in Perth deur te bring. Elke reis, elke vakansie en elke spesiale oomblik was kosbaar. Toe ons onlangs jou isdagslagmeter uitgehaal en ingepak het elke magazine herinnering wakker gemaak. Het was asof ons weer saam met julle daardie plek besoek het. Maar ek is dit net kom droom. Elke magneet vertel 'n storie van liefde, avontuur en ons tyd saam. Mama, ek gee jou die hemel. Dit bring vir ons vrede om te weet dat jy nou by die verlosser is. Ons harte is stikkend, omdat jy ons jou so gaan mis. Maar ons hou vas aan die belofte dat die afskeid nie vir altyd is nie. Ons weet ons sal mekaar weer sien. Tot daardie dag sal ons jou mis. Ons sal altyd jy sal altyd die mamma wees wat God spesiaal vir ons uitgekies het. Dit was vir my die grootste voorreg om jou kind te wees en ek kan met trots sê, jy is my Maxie. Dankie vir jou liefde, jou geloof, jou opoffering en alles wat jy vir ons gedoen het. Jou nalatenskap leef voort in ons kinders, en elke les wat jy vir ons geleer het. Ek is lief vir jou. Ek sien uit na die dag wat ons mekaar weer sal sien. Our Vader sê Maxie, until we see each other again. Van het rond en my kinders op bruggies gestuur. Van het rond, dankie vir jou oop hart en arms. Dankie vir die dogter, dankie vir plaatkoekies en koekstryf en al die sorg. Dankie vir die herinneringe soos oor my so vakansie en die liefde was ons altyd geborg. Dankie vir die kleinkinders, dankie vir die seënlese, dankie vir die gebede. Baie dankie, Mama, vir dat. Dan het Ruben geskryf vir ouma en hy sê, liewe familie en vriende, vandag kom ons hier by mekaar om ouma se lewe te vier. Die mense wat hier sit, moenie hartseer wees nie. Glad. Wees dankbaar aan elkeen die sy harte ouma geraak het. Sy was baie lief vir elkeen wat hier sit. Ek glo my ouma, waar hierdie gesê het aan julle, almal wanneer dit julle tyd is, om ons met mekaar wees, maar nou moet julle lewe voortleef. Daar is baie dinge wat ek wil sê aan my ouma, maar ek weet nie eens waar om te begin nie. Maar ek sal elke dag dink aan die kere toe ons saam gekuier het en hoe sy my laat glo in myself. Liewe ouma, ek gaan jou baie mis, maar ek weet jy gesels met almal in die hemel en hoe trots almal op jou is. Baie lief vir jou ouma, Ruben. Volgende is van Riley en Luca. Hulle is vir ouma berichtjes gestuur in Engels. Dear ouma, I can remember when you would hug me full of love, embracing me as if it was the last. I know that you are probably with God crocheting or collecting paper nuggets. Thank you for always being with us, loving us, caring for us. It will fill a hole in our lives because we are missing that, but we will be fine. I will also make sure that Mango will behave and will be fed enough. We will miss you, Oma, but it won't be long before we meet each other again. So for now, I'll see you later, Riley. And from Luca, dear Oma, thank you for all the memories and good times we had together. I will always remember you as the most kind-hearted, loving and amazing grandma ever.
I remember the time we spent together, and I remember you always checking up on me to see how I was doing. I will never forget you, and you always have a special place in my heart. Luca. My vrou Susan het geskryf, my liefste ma. Ek sal nooit aan ma kan dink sonder om daardie pragtige glimlag te sien en daardie ongeemde oogies wanneer ek stilletjies op 'n derfie in ma se handsak kom. My pa was baie streng oor soetjies gewees, Susan was baie sterk om vir ouma soetjies te gee. Susan sê ek is so ongelooflik dankbaar vir ma. Maar het my nooit soos 'n aangewerkte lap hanteer nie, maar soos 'n dogter van haar eie. Deur die afgelope 11 jaar het ek die Here keer op keer bedank dat hy vir my sulke wonderlike skoonouers gegee het. Vir pa en vir ma. Dankie vir die briefies wat ma deur die jare geskryf het, die dankiebriefies elke keer as jy dit kom kuier of ons by julle kom kuier, en ma was baie lief vir briefies skryf. En vir elke gebaar van liefde en vir die warmte waarmee ma my altyd ontvang het. Dankie dat ek die voorreg gehad het om vir ma te kon bederf. Dit was nooit uit pligheid nie, maar altyd uit liefde. Wat 'n ongelooflike voorbeeld wat ma nie vir ons agter nie. My ouma het altyd gesê, 'n vrou se hande en haar stem moet sag wees. Ma was die verpersoonliking daarvan, altyd liefdevol, altyd sag. Die vredemaker, die ware dame, 'n mens wat jy soos ons sê deur 'n ring kon trek. Hulle sag my ma, ons harte breek oor die leemte wat ma laat, maar ons harte juig. Ook van dankbaarheid dat ons die voorreg gehad het om ma in ons lewens te hê. Prys die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die volgende. Van Johan, mama, wie was ons mama gewees? 'n formidabele vrou, ma en ouma. Sy was altyd daar vir ons, vir die kleinste dingetjies tot groot dinge wat saak maak. Haar emosies was altyd sag, altyd omgee, altyd reg om te aanvaar. Altyd reg om haar liefde te deel. Haar soettang was altyd besig vir al met roomys. En haar lekkerste stout vir koek was vrugtekoek. Daar was altyd plek vir nuwe kinders en kleinkinders in haar hart en bene. Daar gaan altyd 'n groot leemte in ons almal se lewens wees. Waar hulle my kind, sal ons altyd ons bly. Ons gaan haar altyd in ons hart dra en onthou, mama sal altyd my mama bly, lief mama en mis mama. Ulrich, mama was iemand wat altyd met blydskap en liefde ons ontvang het. Ouma het altyd na my stories geluister en elke keer geniet, al het ek soms stories herhaal. Jesus was baie stil om vir Jesus vir ouma vir my te gee, want nergens kon ek vir beter ouma gevra nie. Had ouma oneindig baie mis, ook met liefde Ulrich. Van Jessica, wat vandag ongelukkig ook nie hier kan wees nie. Jessica, hierdie jare saam met Tannie was vir my die beste jare wat was. Tannie het baie beteken vir ons en was soos 'n ouma vir my. Ek onthou nog die tyd ons by Tannie kom kuier het en redelike tye gehad het saam. Tannie sal vir ewig in ons hart wees en baie vir ons beteken. As ons tyd kom terug thuis sal ek net met jou spandeer. Ek groot Tannie is veilig in die hemel en verlos wat Tannie se pyn. Ek is baie met Tannie en sal vir ewig Tannie lief hê. Liefde, Jessica. Natalia, vandag groot Tannie Esther. Vandag neem ons afskeid vir iemand wat soveel meer as net 'n tannie was. Tannie was 'n geliefde eggenoot, fantastiese ma, wonderlike suster, Tannie Gerda. Oom André, ouer waar sy hulle was. Liefdevolle eggenoot, ongelooflike ouma, liefdevolle tannie en 'n besondere mens vir die lewe van almal wat Tannie geken het geraak het. Dankie vir die liefde, omgee en warmte wat Tannie altyd so vrylik gegee het. Altyd daar met 'n oop hart en 'n helpende hand. Tannie se liefde het ons familie nader aan mekaar gebring en Tannie se teenwoordigheid het elke byeenkoms mooier gemaak. Tannie het ongelooflik baie vir ons beteken. Krag, wysheid, glimlag en onvoorwaardelike liefde het 'n plek in ons harte wat niemand ooit sal kan vul nie. Ons is innig dankbaar dat ons Tannie in ons lewens kon hê.
gaan jou baie mis Tannie Esther. Ons harte is stikkend, maar ons vertroos daarin dat Tannie se liefde altyd by ons sal bly. Ons sal elke herinnering, elke lag en elke kosbare oomblik saam met Tannie vir altyd koester. Dankie vir alles wat Tannie vir ons was, dat Tannie ons lief gehad het, ons 'n voorreg gegee het om Tannie terug lief te hê. Tannie sal vir altyd onthou word, vir altyd gekoester en vir altyd innig geliefd wees. Rus sag liewe Tannie, tot ons eendag weer opnoem met die vertaling. Tannie Gerda, ek weet wat sal my sê, Tannie daar sien. My ma se suster, my liefste ousus, wat 'n wonderlike genade en voorreg was dit om jou as my ousus te gehad het. Ek dank die Here daarvoor. Ek gaan jou so ontsettend mis. Lief vir jou, rus en vrede, Gerda. Dan wil ek graag, ek nie verskil is heel voor. Dan wil ek net graag die boodskap van my pa lees, en dan sal ek ons laaste boodskap lees. My pa het my maaskapland genoem. Ek weet nie hoeveel van julle dit al ooit gehoor het nie, maar ons ken dit ons hele lewe lang. My pa het gesê, my skatlam, jy is die hart van ons huis, die anker in moeilike tye en die grootste seën in my lewe. Jy het my en ons kinders so lief gehad en hulle met soveel wysheid, geduld en onvoorwaardelike liefde groot gemaak. Jy het hulle altyd veilig laat voel. Jy het as 64 jaar span wat elke storm saam aangedurf het met 'n glimlag, 'n liefdevolle hart en 'n vaste vertroue op die Skepper. Jou teerheid en krag sal altyd voorleef vir ons kinders, kleinkinders, familie en almal wie se lewens jy geraak het, en veral in my hart. En dan 'n kwotasie van A.G. Visser: te kort ons lewenstyd, te lank die rou, tog tot in ewigheid. God dank vir jou. Dankie net weer eens aan my ma se suster en sy broer wat hier so is. Dankie dat julle vir julle bystand, vir julle liefde vir my ma, dat julle so baie vir hom gegee het. Ook goed André, elke keer as ek dink ek maak gesê, niemand André en vir my opgekyk het as ek saam skuldig was, wat ek nie teen was. En dankie dat julle so lief was vir my ma, so mooi daar gekyk het, ek waardeer het ongelooflik baie. En baie dankie almal dat julle gekom het en dat julle hier so is, ek waardeer het verskriklik baie. Ik moet zo maar wegspringen. Ek gaan dit nou so deel dat ek weet nie om die seën van die Here, maar dan het hulle ook 'n vertoning hierso wat hulle vra dat jy dan kan kyk en dan na dit agter in die saal het die susters vir ons iets te eet. Ons is baie welkom om daar saam te geniet. Ons bid net om die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen. Hier sit ek weer vanaand alleen, met onderdinge op my hart. En al verander die wêreld om my, is jy nog steeds my veiligste plek. Jy het wakker gelê wanneer ek siek was. Jy het gehuil wanneer niemand kon sien. Jy het jou eie drome op sy geskuif
sodat ek myne kon probeer leef. Jy was die hand op my skouer, die stem wat gesê het, hou aan. Selfs toe ek myself verloor het, het jy nooit opgehou glo nie. En nou verstaan ek stadig wat ek nooit kon sien as kind nie. Hoeveel van jou lewe jy gegee het, net om myne beter te maak. Mama, hierdie lied is vir jou, vir elke traan wat jy stil weggevee het, vir elke keer wat jy my opgetel het, toe die lewe my wou breek. Mama, hierdie lied is vir jou, vir elke gebed wat jy oor my gefluister het. Ek sal dalk nie altyd die woorde hê nie, maar ek sal jou lief hê tot my laaste dag. Mama, jy was daar. Mama, jy bly daar. Die huis voel anders as jy nie daar is nie. Die koffie ruik soos herinneringe, en elke foto teen die muur vertel stories van opoffering. Ek het groter geword, maar diep binne bly ek dieselfde kind wat altyd geweet het, maar sal daar wees wanneer alles verkeerd loop. As die wêreld my môre vat en die jare verby hardloop, sal daar altyd een naam wees wat soos huis klink in my hart. Ma, hierdie lied is vir jou, vir die liefde wat nooit iets teruggevra het nie, vir die lig wat jy aangehou brand het, toe my wêreld donker geword het. Ma, hierdie lied is vir jou, en al raak die jare oud en stil, jy sal altyd my eerste held wees, my grootste liefde, my ma. My ma, my mama, hierdie lied is vir jou. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night.
You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Hey! 'Cause all my life you have been faithful. Oh yes you have. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, oh yeah, it's running after me. Oh yeah, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing. All my life you have been faithful. All of my life you've been faithful. All my life you have been so, so good. So good with every breath that I am able. Every breath I'm able, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, I am. Of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of Ma se stem is my eerste sis. My eerste alles is oké. 'n hand wat trane afweesig. 'n soen wat seer plekke wegtoer. As die wêreld stoot en stamp, was ma se arms my skuil. Kom nader, het sy gefluister, laat ek jou hart weer stil maak huil. 'n pleister op 'n stikkende knie, 'n warm kombers en koue wind. En daai jou woorde, kom my kind, laat maar dit beter soen. Soos 'n ma haar kind vertroos, vertroos God ook vir my. Dankie Here vir ma se liefde, dag na dag. Sy het krag gedra sonder geraas, waardigheid sonder vertoon. Sy het aanhou gee, aanhou
glo al was haar eie hart soms op en gedaan. En as ons groot raak staan ons op en sê, maar ons sien jou nou. Want jou lewe was 'n lig in die huis, 'n seun wat bly, 'n pad wat hou. Sy was bekleed met krag en eer, 'n stil, sterk lied. Dankie Here vir ma's wat dra, wat bid, wat bly. Some mothers are still with us, and some have gone ahead. Yet love stays in the smallest things, in every word they said. A faithful thread from grandmother to mother passed to me. And when I'm lost I feel it still, their steady legacy. So bless the mothers, Lord, near and far, above, below. We rise and call them blessed. Love will never outgrow. And if my mother's not beside me, I will hold her in my song. For nothing good is ever wasted, and love still carries on. You comfort us as mothers do, when grief is close and real. And in your arms the missing ache becomes a place you heal. To every mother, thank you. Your kindness shaped our days. Your kiss it better. Moments turned our pain to quiet praise. And to the moms we miss, your love is written in our way. We'll carry you and honor you until